Ek wil vandag met die gesels en 'n paar gedeeltes uit die woord uitwys waarom die hele gesin nodig is, nie net individue of net een uit die gesin uit belangrik is, maar die hele gesin so belangrik is dat God se eenheid in 'n kerk soos hierdie kan funksioneer. As jy ooit gedink het dat jy aan 'n kerk behoort net omdat jy wil hê jy moet eendag kan trou of eendag jou kinders inseën of eendag die of deel jy aan nagmaal of dis menslike instellinge daai. Dis nie God se woord nie. God se woord leer vir ons dat hy die hele gesin in die gemeente, in die kerk wil gebruik. Dat hy gesterf het dat ons kan deel hê. Dis hy maak 'n uitnodiging aan ons en sê kom en wees deel van my liggaam. Roep my aan in die tyd van benoudheid en ek sal jou uitred. Hulle wat soek, hulle wat klop, vir hulle sal oopgemaak word. En ons lewe in 'n tyd wat ons as Christene en ons as gesinne, ek dink so bietjie, ek wil nie eens sê die dissipline wat ons jare terug in ons ouer en miskien grootouer huise gesien en ervaar het, verloor het nie, maar ek dink ons sit in 'n generasie wat tyd en omstandighede en die invloed van buite af net soveel dinge verdoof het en laat ons aan 'n kerk behoort en dink omdat ons maar moet kerk toe gaan. Hulle sê mos daar's iemand wat gesê het, TV license, pay your TV license, it's the right thing to do. Nee, wie wil betoemaak? Kom ons gaan nie daar nie. Ek wil vir jou vandag wys dat die hele gesin nodig is in 'n kerk. Nie sodat die kerk kan funksioneer nie, maar sodat die liggaam van Christus kan funksioneer. Want ons is kerk en ons kom saam en ons bemoedig mekaar en ons ondersteun mekaar en ons help mekaar groei in Christus, in die woord van God. Maar as ons nie uitgaan en iets doen daartrent nie, dan beteken dit alles niks nie. Dan kan ons hierdie kerk toemaak en ek kan soos in COVID net op Facebook elke oggend 'n boodskapie stuur en dan gaan jy dalk beter voel as om net een keer 'n week hier te moet sit. Maar God het 'n plan met die kerk. Dit was God se idee, dit was nie 'n idee van 'n mens om te sê, ek dink dit sal oulik wees as 'n groep mense een keer 'n week kan saamkom om die Here te aanbid of. Nee, God het 'n plan met die kerk. En God se plan met die kerk is groei. Dis sy plan. En dan praat ons nie, ek sal nooit vergeet, daar's 2 dinge, die heel eerste kerkraadsvergadering wat ons hier gehad het. Toe was Jaco al daar gewees, kan nie onthou wie nog nie. Die heel eerste kerkraadsvergadering het ons daar in daai opening gesit, as jy so inkom. En toe sê ek vir hulle 2 dinge, 1 ding moet ons onthou. Dit maak nie saak wie gee en wie nie gee en hoeveel gee wie nie. Elke een is belangrik. En indien ons plek maak vir elke een, sal God vir ons sorg. Ons het nie nodig om mense hoër as ander te ag en bang wees dat die kerk dit nie gaan maak, of as ons fokus op God en op wat hy ons roep om te doen, sal hy vir ons sorg. En die tweede ding wat ek vir hulle gesê het is, moet nooit vergeet waar jy vandaan kom nie. Moet nooit vergeet waaruit God jou al gered het, waarvan God jou al vergewe het nie. Daai 2 dinge is tot vandag toe vir my nog baie belangrik as gemeente. En ek wil vir jou vandag wys, ons gaan in totaal oor die volgende 2 weke na 5 punte kyk, maar ons gaan vanoggend na die eerste 3 kyk. En die eerste punt is die kerk het die gesin nodig vir disippelskap. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar in Matteus 28 kom Jesus en dan gee hy ons hierdie opdrag. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. Dis 'n opdrag wat Jesus vir ons gegee het. Ek weet nie of jy al ooit dit gehoor het nie, maar daar's 'n verskil tussen 'n opdrag en 'n vraag. Daar staan nie, sal julle heen gaan en kyk of julle disippels kan maak van al die nasies. Nee, hy sê, gaan dan heen. Hy sê vir sy disippels, gaan. En die rede hoekom min van ons dit doen, is omdat ons nie vrymoedigheid het nie.
Meeste mense wat ek mee praat, sê vir my dat hulle nie die vrymoedigheid het nie en baie keer dan sê hulle is bang dat hulle met iemand begin praat en dan kom hulle agter met daai persoon weet eintlik baie meer as hulle. En dan raak ons bekommer, dan raak ons benoud. Maar daai is 'n manier hoe die vyand jou net wil stilmaak. God het nie een keer gesê jy moet eers geleerd wees nie, maar wat hy wel vir jou gevra het is wees lig. Moet dan nie rondloop soos wat ons baie keer lief is om te sê met die Bybel onder die arm, maar totaal iets anders doen nie. Want dan gaan jy verseker maak dat mense vir jou lag. Dis die verskil. God gee vir ons 'n opdrag, gaan dan heen en maak disippels, maar Christene, daar's drie vlakke van Christendom wat ek agtergekom het en ek het in die laaste 2 weke baie gebid vir die jaar wat voorlê, die rigting waarna ons as gemeente moet gaan en daar's 3 vlakke van Christene en dit maak nou nie saak op watter vlak jy is nie. Dis nie wat belangrik is nie. Ek wil hê jy moet dit weet. Die eerste vlak, as mens dit so vlakke kan noem, die eerste vlak is 'n Christen. Iemand wat sê ek glo en ek behoort aan 'n kerk en ek is lief vir die Here en ek gaan kerk toe en ek lees Bybel en dis die eerste gedeelte. Die tweede gedeelte is volgelinge. Volgelinge beteken ek het nou al 'n begeerte ontwikkel om 'n bietjie meer van hierdie Jesus te wil leer. Dis nie meer vir my genoeg net om te weet ek behoort aan 'n kerk en ek ken die Here en ek is lief vir hom en hy lief vir my en dit beteken ek wil 'n bietjie meer van hom leer. Ek begin 'n bietjie ekstra tyd in die woord spandeer. Ek begin moeite doen om die woord en om God en sy teenwoordigheid en sy gees 'n bietjie beter te leer ken. En dan kom die derde groep en dis disippels. Dis iemand wat op 'n plek gekom het nadat hy 'n volgeling was wat iets in sy hart begin ontwikkel om te sê, maar weet jy wat? Ek het nodig om iets vir die Here te doen. Daar's soveel mense daar buite, daar's soveel kinders daar buite, daar's soveel gesinne daar buite wat verlore gaan. Ek het nodig om my deel te doen. Ek het nodig om 'n verskil te begin maak. Ek kan nie net deel wees van die groep nie. Ek kan nie net meer in die groep hardloop nie. Ek het nodig om iets te doen, nie vir my onthaalwe nie. Vir God se eer. Ek het nodig, ek voel ek moet iets doen. Lank voordat enige kind wat vanoggend in die kinderkerk is, lank voordat hulle een lesie leer by die kinderkerk, word hulle disippels gemaak by die huis. Dis die realiteit. Lank voordat ons vir hulle enige versie kan leer, het elke ouer en elke grootouer reeds sy kind een of ander disipel gemaak by die huis. Met ander woorde, jou kind het 'n begeerte binne hom ontwikkel om iets te wil volg en iets te wil doen. As jy hom geleer het om 'n boelie te wees omdat jy een is, dan gaan hy dit doen. Met passie. Gister met die atletiek praat ek met een van die onderwysers en hy sê, kyk, ons praat so oor die kinders wat daar loop en hy sê, ek moet vir jou sê, daai seun, kyk, hy het geen filter nie. En ons weet almal wat beteken as iemand sê, jy het nie 'n filter nie. En toe sê die ou, ja, maar ken jy sy pa? Toe besef ek, is 100% die waarheid. Ken jy sy pa? Ek hoop dat baie van die meisies, die jong meisies wat by die skool loop, voordat 'n seun dink hy gaan met jou mors en 'n kans vat, dat iemand vir daai seun sal sê, hey, ken jy sy pa? Sy pa gaan nie tevrede wees as jy haar dronk maak nie. Jy gaan spyt wees. Sy pa gaan nie happy wees daarmee. Haar pa gaan nie happy wees daarmee as jy met haar mors nie. Sien jy die voorbeeld wat almal daar buite moet sien, wanneer jy as gesin die lig uitstraal. Skielik het dit 'n impak op alles. Deuteronomium 6, vers 6 en 7 kom en hy sê,
En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Met ander woorde, jy moenie wonder in die en daar nie. Dit moet geplant, gewortel wees in jou hart. Dan gaan hy verder en sê hy, jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op die pad is, as jy wakker word en as jy gaan lê. Hy begin eerstens en hy sê vir die ouers, hy sê vir die paas, die woord van God moet in jou hart wees. Met ander woorde, dis nie net iets wat jy van weet nie. Wanneer iets in jou hart is, die Bybel sê, jy leef vanuit jou hart. Kom aan, ons Afrikaners het 'n gesegde wat ons sê, wat die hart van vol is. Het julle dit al gehoor? Is daar enigiemand wat dit nog nooit gehoor het nie, wat die hart van vol is loop die mond van oor? Ek moet seker maak, almal dit al gehoor. OK. So wat jou kind se hart van vol is, loop sy mond van oor. Eina. Van hier tot heel agter, eina. Ons leef in 'n generasie wat ons nie besef hoe belangrik die woord van God is nie. Ons leef in 'n tyd wat ons nie besef hoe belangrik verhouding met God is nie. Ek weet, hulle het maatjies. Ek weet die mense sê, die pastoor se kinders is altyd die stoutste. En dan sê ek altyd is omdat hulle met die gemeente se kinders speel. Ek weet dit. Ek weet ek is skuldig van hier tot heel agter. Van elkeen wat hoor. Ons gaan een ding in hierdie jaar leer in hierdie kerk. Dat God gaan nie net die ereplek in ons huise kry deur jou Bybel op die hoogste rak te sit nie. Maar om in ons harte te sit. Want die kerk, die liggaam van Christus het nodig dat kinders van die Here nie Sondag Christene sal wees nie, maar elke dag, heeldag Christene is. En ek wil jou kom herinner, welkom by jou grootste uitdaging van jou hele lewe. Want ja, daar is buite invloed, maar daar is ook 'n gees van God. Daar is ook 'n woord. Ek het Woensdag by die manna die voorbeeld gebruik van 'n pa, staan in 'n groepie en gesels toe ons net rapporte gekry het laas jaar en die een pa sê, nee wat hy is heel tevrede. Hy dink sy seun net sy kant gebring. En 'n ander pa sak sy kop en hy skud sy kop en rek sy oë en lag en hier in sy binneste en alles en hy sê nee, ek sien hier kom net groter moeilikheid volgende jaar. Kyk, hy het dit al gemaak, maar ek dink nie ons gaan vir hom nuwe broeke moet koop. Ek weet nie hoe hy volgende jaar dit gaan maak nie. En jy ken my mos, ek vergeet baie keer om te dink voor ek praat. Toe sê ek vir hom, maar besef jy dat jy nog 'n harder jaar as hy gaan hê? Toe sê hy nie, hoe bedoel jy nou? Toe sê ek, want as jy klaar weet hy gaan sukkel, wil ek jou klaar vra, wil jy hom nie van dag 1 af dan 'n bietjie meer help nie? En ek wil myself as die tweede voorbeeld gebruik. Tot en met einde laas jaar het ek die verskoning gebruik dat ek disleksie en ek het ADHD en ek het al hierdie goed wat jy nie veronderstel is om te kan lees en tel en sien en ek weet nie wat alles nie. En elke keer dan sê ek vir Belinda, jy moet maar die kinders leer want jy weet mos ek is disleksie en ek het ADHD en ek het die en ek het daar. Totdat sy eendag toe die tyd ons bietjie vang vir my gesê het, maar my lief, kan hulle nie net vir jou lees nie, jy hoef niks te doen, jy luister net. En skielik besef ek, ek kan iets doen. Ek kan eintlik iets doen. En daarom wil ek vir jou vra, as jy weet dat jou kind sukkel, met wat ook al dit mag wees, wil jy nie asseblief 'n bietjie harder werk en hom 'n bietjie meer help nie? Sal iemand wat saam met my kan sê, Eina? As jy weet, daar's uitdagings, wil jy nie 'n bietjie harder werk nie? En onthou, ek praat met Christene vanmôre. Ek praat met mense wat glo in Vader, Seun en Heilige Gees, hoop ek. Ek praat met mense wat glo dat wanneer hulle bid, God hulle hoor.
Ek het 'n ding van Steven Furtick op my status gesit, as iemand het geluister het, ek sien daar's 'n paar mense wat nogal vir my gevra het, ek moet dit vir hulle stuur. Steven Furtick gebruik hierdie mooi voorbeeld, hy sê, ons as Christene moan so oor AI wat nou die wêreld oorneem. En hy sê, hy raak bekommerd, want ons raak so gewoond, hy sê, tot wanneer mense nou Bybelvrae het, dan vra hulle vir ChatGPT. En ChatGPT gee vir hulle die antwoord. ChatGPT wat met 'n hele wêreld, met honderde verskillende gelowe sit, van Katolieke tot enige iets wat daar kan wees, kom die internet en jy vra vir hom vir jou antwoord. Wil jy nie 'n bietjie harder werk en weer jou Bybel oopmaak en die antwoord in jou Bybel van jou geloof gaan soek nie? En toe sê Steven Furtick, die probleem met ChatGPT is, dit het nou verander in ChatGOD. Dit het nou verander in ChatGod. Want wanneer ons bid, dan sê ons vir die Here, doen dit, in Jesus naam, amen. Maar wanneer laas het jy gaan stil sit dat God vir jou sê, doen dit, in Jesus naam, dankie. Eina, ons moan oor die internet wat alles oorneem, maar ons gebruik dit. Geen probleem daarmee nie. As jy dit reg gebruik, doen dit. Alles is nie van die duiwel nie. Alles in hierdie wêreld kan ons nie altyd die duiwel die skuld gee voor nie. Miskien moet ons na onsself kyk en sê, ek gaan 'n bietjie harder moet werk. Ek het 'n groter verantwoordelikheid soos wat die wêreld se invloed en ChatGPT en AI en alles groter word, het ek 'n groter verantwoordelikheid. Ek gaan met 'n paar dinge wat ek van hou een kan sit, want my kind is belangrik, sodat ek nie oor 30 jaar moet terugkyk en sê, die wêreld het my kind verwoes nie. Ek sluit myself by elkeen van hierdie dinge in. Ek wil vanmôre vir jou vra, 1 uur per week, vir jou kind om in die kinderkerk te sit en vir jou om in die kerk te sit, is nie genoeg nie. Jou kind lewe ten minste 10 ure 'n dag tussen mense in hierdie gemeenskap. 10 ure elke dag ten minste. Dink jy dat maal dit, kom ons maal dit net met 5, so dis 50 ure 'n week wat jou kind met die invloed van wie ook al daar buite is leef. Maar ons wil 1 uur op 'n Sondag hê, die Here moet alles in hulle lewe doen. Dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur nie. Met baie respek gesê, ek sal weer daai link van Steven Furtick opsit. Vat 14 minute en 21 sekondes van jou tyd, van daai 50 ure, en gaan vra jouself, is dit nie presies wat ek doen nie? Gebruik ek nie God ook maar net soos AI en soos ChatGPT nie? Is ek nie net ook besig om die hele tyd te sê, hy moet dit en hy moet dit, amen, en dan sê ons nog aan die einde in Jesus naam ook. Maar hy kan nooit vir ons sê, okay, maar hou dan op so praat, hou dan op so lieg, hou dan op so skinder, hou dan op so skel by die huis, want jou arme kinders hoor dit en hulle gaan doen dit by die skool en dan sê hulle, want hy's net sy pa. Wanneer laas het ons gehoor dat 'n kind opstaan in 'n skool en bid? Jare terug toe ek nog in die tienerbediening was, het Rodney Seal vertel hoe hy by 'n skool kom, groot skool, oor 1000 kinders. Nadat hy hulle geïnspireer het en met hulle gepraat het en probeer vertel het, dat seks voor die huwelik en buite die huwelik en is niks anders as uit die hel uit nie. Jy verkoop jou siel aan soveel mans en hy praat so hard en reguit en ek wil amper sê, hy bring die woord van God, meer reguit kan dit nie. En 3 meisies, 3 14-jarige meisies, kom sien hom na die tyd. En hulle sê vir hom, Rodney, ons wil graag 'n verskil in ons skool maak. Maar ons is maar net 3, die ander lag vir ons, die ander spot ons.
En Rodney sê, ek gaan saam met julle bid, maar ek smeek julle, moet nooit opgee nie. En 3 14-jarige meisies gaan na die hoof toe, en hulle sê vir die hoof, ons soek 'n lokaal, waar ons 'n halfuur voor die skool begin, by mekaar kan kom om te bid vir die skool. En die hoof is nie baie lus vir die storie nie, hy gee vir hulle die klas waar al die stikkende tafels en stoele in geberre word. 3 14-jarige meisies gaan, en hulle begin die klas skoonmaak, pak dit wat hulle een kan pak, pak hulle reg. Begin die tafels en stoele regmaak wat hulle kan regmaak. Begin goedjies agter mekaar kry. 3 14-jarige meisies begin hulle beste vriendinne se name op die bord te skryf. En hulle begin elke dag 'n halfuur voor die skool begin te bid vir daai skool en vir die kinders. 6 maande later, toe bel daai skoolhoof vir Rodney Siel. Toe sê hy, Rodney, ek weet nie wat hier gebeur het nie, maar die skoolsaal is gepak. Elke oggend, 'n halfuur voor die skool begin, en die kinders bid net. Iewers moet iemand Christendom 'n klein bietjie meer ernstiger opvat. Iewers gaan ons moet leer dat Christendom is nie 'n tag wat jy gekry het nie. Dis nie 'n kaartjie, 'n vliegtuigkaartjie hemel toe nie. Christendom is, Here, ek het U lief met alles in my. Met krag en verstand het ek U lief. Here, ek bid dat U my gesin sal gebruik, dat ons hierdie hele gemeenskap sal wys, dat wanneer ons U dien, U liefhet en luister na U woord, sal U ons gebruik. Uitdagings gaan jy meer as genoeg hê. Seer gaan jy meer as genoeg hê. Maar iewers moet dit begin. Wanneer vaders en moeders besef dat die heel eerste disippelskap van kinders begin by die huis, sal ons 'n verskil in ons gemeente sien. Daar's te veel mense daar buite wat iets teen iemand het en dan gaan hy nie kerk toe nie. Met ander woorde, hy het nie deel aan die liggaam van Christus waar God elke een van ons wil gebruik om iets te doen in die liggaam van Christus. So ek wil net vanmôre vir enige van julle vra. Ek het gisteraand, toe ons teruggekom het, gaan voorberei en Belinda sal julle vertel, ek dink almal was moeg waar was gister. Regtig op die bed gelê en dink, as daar een dag is wat ek by die huis sou wou bly, sou dit vandag gewees het. Hele klomp pille gedrink, want ek weet nie wat aangaan met, ek is moeg en ek is deur mekaar en ek is all over en my keel trek toe en ek weet nie wat aangaan nie. Nou as ek nou kon vanoggend, sou ek nou graag net dalk my keel by die huis wou los, dat hy so lank 'n bietjie kan rus, terwyl die res van my liggaam kerk toe kom. Jou bene voel dalk so, as jy maar vanoggend jou bene 'n bietjie in die bed kon los, dat jy hulle na kerk weer kan kry, maar dit werk nie so nie. Ons is liggaam van Christus, God wil jou gebruik, en die liggaam is nie net AGS Koster nie, die liggaam is Christen, volgeling, disipel. Jy's nie net 'n Christen in die kerk nie. Jy's 'n Christen oral waar jy gaan. Christus is saam met jou oral waar jy gaan. Dis tyd dat die gesinne aktiewe disipels maak by die huis en ons kinders leer wat dit is om Jesus uit te leef. Punt nommer 2, die kerk het die familie nodig om 'n voorbeeld van ware liefde te wees. Hierdie kerk het jou as gesin nodig om vir almal daar buite te wys hoe dit lyk wanneer 'n gesin mekaar waarlik liefhet. Waar daar respekvolle liefde is. Waar die pa en die ma mekaar werklik liefhet. Waar daar liefdeseenheid is. Waar die kinders die pa werklik liefhet. Waar elke een in die gesin mekaar werklik innig liefhet. Die mooiste woord daarvan is verbondsliefde. Met ander woorde, dit kan nie gebreek word nie. Ek wil hê jy moet weet, al verskil ons 100%.
T.D. Jakes het jare terug in 'n preek wat hy geluister het, toe hy oor huwelike gepraat het, toe sê hy, as ons net kan besef hoe belangrik 'n verbond is, sal ons anders te kyk na mekaar. Die kerk het jou as gesin nodig om vir almal daar buite te wys hoe liefde lyk. Ek wil weer eens 'n voorbeeld gebruik toe ons in Pretoria cricket gespeel het. Ek het laas jaar daaroor gepraat. Is daar 'n pa wat soveel druk op sy kind sit en hom so sleg sê en skel vir elke klein foutjie wat hy maak. Onder 8 seun. Toe hy 2 keer of 3 keer uitgebul was, ek kan nie eens onthou hoeveel keer nie. Vandat hy afgestap het, het hy begin huil en aan daai een kant in 'n hoop gaan sit. Een van die onderwysers het hom gaan probeer troos. Een van die ander ouers het hom gaan probeer troos. Hy het nie gesondig nie. Hy was 3 keer uit gewees. As jy jou kind so wil leer sport doen, hou hom asseblief weg van sport af. Want jy's besig om iets binne hom wakker te maak wat God nie eer nie. Moenie vir jou kind sê, ek het al hierdie geld betaal en nou bid jy so nie. Liefde oorwin alles, sê die Bybel. Ek weet dit kos jou geld, mamma. Ek weet dit kos jou geld, pappa. Ek weet dit. Maar wanneer het geld belangriker as liefde geword? Wanneer het ons op die plek gekom wat liefde die omgee? Hy's klaar verpletter die eerste keer toe hy uit is. Toe sê ek vir Belinda, daai kind gaan glad nie meer verder kan speel nie. Want elke keer as hy 'n bal misslaan, dan kyk hy vir sy pa. En sy pa grens vir hom en kyk weg en gooi sy hande in die lug. Stap van die veld af en sê vir hom, jy's useless. Ek dog jy kan bat. Ek wil vanmôre vir jou sê, die kerk het gesinne nodig wat God eer daar buite. Jy kan almal met 'n glimlag by die kerk instap. Dis oukei. Meeste van ons gee voor as ons in die kerk instap. En as iemand vir jou vra hoe gaan dit, dan sê jy baie goed, dankie self. Die kerk het gesinne nodig wat liefde verstaan. Wat God se liefde uitstraal. Punt nommer 3. Die kerk het families nodig vir krag en wysheid. Psalm 145 vers 4 verklaar: die een geslag sal jou die werke aan die prys en jou magtige dade verkondig. Die een geslag sal van werke en wonderdade getuig. Daar's baie geslagte voor my wat gereeld kon getuig van groot wonderwerke en groot dinge wat gebeur het. Maar die kerk, die liggaam van Christus, het elke gesin nodig. Dat daar krag en wysheid, dat daar wonderwerke in jou gesin sal plaasvind, omdat jy geglo het, sodat God verheerlik sal word. Ons kan hier voor staan en preek vir ure en ure en ure lank. Maar as die gesinne wat God liefhet, nie gaan begin opstaan in krag en in wysheid, en dan praat ek nie van jou eie krag nie, want die Bybel sê, dis nie deur krag of deur geweld nie, maar deur sy gees. As ons praat van krag, dan praat ons van krag dat jy nie van elke versoeking sal val nie. Krag dat jy nie voor jou kinders jy meer die heeltyd sal verloor en sê, ja wel, oupa was maar so, ons almal is maar so jong. Almal is nie maar so nie. Krag dat jy sekere dinge in jou lewe sal begin oorwin wat jou verskoning was jou lewe lank. Krag wat God jou gee. Krag wat die Heilige Gees jou sal gee. Krag wat Jesus vir jou gee. Om te funksioneer in sy krag. En ek weet daar's meer as genoeg verskonings. Ek weet ek werk nie saam met die mense saam met wie jy werk nie. Ek weet dit.
Maar miskien is dit juist hoekom jy daar is, om vir hulle te wys dat God jou die krag gee, om anders as almal te wees. Wysheid. As daar een ding is, die Bybel sê vir ons, kind van God, as jy wysheid kort kom, bid dit van God. Vra vir God, hy sal jou wysheid gee. Ons is so vinnig om wysheid oral te gaan soek. Dis tyd dat ons as mamas en pappas en oumas en oupas en jong mense weer wysheid by God gaan soek. Nêrens anders nie. By God. God sal aan jou wysheid gee. Ek wil afsluit. Die ouer geslagte het wysheid. Die Bybel sê die wysheid kom met die grysheid. Met ander woorde, dis mense wat op bietjie 'n paar lesse in hulle lewens geleer het. Ek het by Grootpan laasweek gesê, ek weet as jy 'n tiener is, dink jy jou ouer is die domste een op aarde. Totdat jy 'n ouer word, snaaks genoeg, dan begin jy jou ouers wat jy gedink het so dom is, so 'n bietjie wysheid en insig en raad vra. Die ouer geslagte kom met wysheid deur wandel met God. Oupas, oumas, die kleinkinders moet vrymoedigheid hê om vir julle te sê, oupa, wat beteken die vers in die Bybel? Ouma, wat beteken die vers? Kleinkinders moet die voorreg hê om vir ouma en oupa te kan sê, oupa, ek sien dinge is nie lekker by die huisie, sal oupa saam bid. Oupa, wat gaan aan? Nee, oupa, ek weet nie, papa maak so, nee. Of jy weet wat aangaan nie, bid net. Sê vir jou kleinkinders, ek wil nie weet wat aangaan nie, maar oupa wil vandag vir jou sê, as daar enige iets in jou lewe is wat nie lekker voel nie, of wat 'n maatjie is, wie ook al dit mag wees, ek sal saam met jou bid. Papas, mamas, ons het nodig om te bid vir krag en wysheid vir ons kinders, maar ons kan nie daarvoor bid as ons dit nie self begeer in ons lewens nie. Ons het nodig dat jong mense God se vrug van krag en wysheid met groot integriteit sal uitleef in hierdie samelewing. Ons het jong vroue, jong manne, moeders, oumas, oupas, papas nodig wat sal besef, daar's geen ander manier nie, behalwe deur gebed. Kom ons sluit die oë. Here, ons het U nodig. Ons het U nodig, Here. Ek weet dat U hart is om gesinne te gebruik om lig vir die wêreld te wees. Here, ek wat 'n leraar in hierdie gemeenskap is, wil vanmôre kom bely. Dit gebeur heeltemal te veel. Dat kinders van die Here van mekaar oor en weer praat en sleg praat en die skuld gee en nie wil kerk toe gaan nie en nie vir daai een wil kyk nie en hy wil nie daai een raak sien nie want daai een doen dit en die. Here, waarmee is ons besig? Ek bid in die naam van Jesus dat as ons as gesinne na die huis van die Here kom, dat ons sal kom om verander te word. Ek bid in die naam van Jesus, Here, dat U elke een van ons sal gebruik, van die oudste tot die jongste, om nie net kerk toe te kom om ons gemoed te streel nie, maar bereid sal wees om 'n voorbeeld te wees. Ons kinders het ook 'n doel, het ook 'n roeping, het ook 'n gawe.
Dankie vir elke een wat betrokke is by ons kinderkerk, Here. Dankie vir jong kinders wat bereid is om hulle gawe en hulle talente alreeds van jongs af uit te deel. Ek bid, Here, dat U hulle sal seën. Ek bid dat U hulle ligdraers sal maak. Ek bid dat elkeen van die kinders wat soontoe gaan, ten alle tye sal kan opkyk vir hulle met groot respek, omdat hulle Jesus liefhet. Ek bid dat U elke ma en pa sal seën, Here. Ek bid dat U ons sal help om nie net Christene te wees nie, maar ten minste die begeerte van 'n volgeling te ontwikkel, want die oomblik wanneer ons die begeerte van 'n volgeling ontwikkel die Gees van God, die begeerte vir disippelskap binne ons. Dankie vir elke ma en pa wat die begeerte van 'n volgeling en 'n disipel het, Here. Ek eer U vir 'n kerk, vir 'n liggaam van Christus waar mense kom aanmeld om te sê, ek wil. Ek bid dat U elkeen sal gebruik daar waar hulle werk, Here. Wanneer uitdagings kom, dat hulle nie benoud sal word nie, maar dat hulle onmiddellik sal bid vir wysheid. Ons werk met mense wat stikkend is. Daar's mense wat vir ons werk, wat stikkend is, wat gebroken is, wat moedeloos is, wat uit geskeurde, verwoeste families en gesinne uitkom, Here. Ons weet nie wat by hulle huise aangaan nie, Here. Ons weet nie. Daarom het U ons nodig om hulle heel te maak, sodat hulle weer hulle gesinne kan heel maak en so kerk wees. So die plan van God vir liggaam van Christus volbring. Ek bid in die naam van Jesus, Here, dat die Heilige Gees hierdie gejaagdheid en hierdie verskriklike pas wat teen ons die heel dag gedryf word, sal kom stil maak binne ons. Ons hardloop van een punt na 'n ander punt en ons mis die hele lewe. Ons mis die mens wat jy op ons pad gestuur het, vir wie ons net moes sê, hallo, hoe gaan dit? Is alles oukei by jou? Ons mis elke dag geleenthede waar ons God kan verheerlik mee. Ek bid in die naam van Jesus dat ons vir 'n oomblik sal vergeet van onsself, Here. Die eie ek in ons so bietjie sal begin onderdruk en sal besef, ek is kind van God en hy wil my gebruik. God wil my uitstuur. Hy wil my gebruik. Al is dit net om iemand vriendelik te kan groet wat miskien gebroken is. Ek bid in die naam van Jesus, Here, dat ons sal besef, U het goddelike gesinne nodig in 'n kerk. Verander ons, Here, in Jesus naam. Amen, amen. Die Here seën U, sien hom op volgende week.